En in die 8 uur nuus, die minister van Landbou sê back-and-closure en stowwe moet steeds streng beheer word. Die Kaapleier en oud-minister Mosiuoa Lekota sterf en 2 veiligheidswagte gewond in 'n beweerde transito-rooftog suid van Durban. Hier is Gustaf Marinus. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê dit is belangrik dat daar steeds streng beheer toegepas word oor back-and-closure en stowwe. Die departement het gister in die parlement terugvoering gegee aan die toesigkomitee oor landbou en sê die uitbreking vererger. Meer as 900 gevalle is landwyd bevestig. Verskeie landbouorganisasies, waaronder SAI, Vrystaat Landbou en Sakeliga, het 'n dringende aansoek in die Hooggeregshof in Pretoria ingedien vir 'n tussentydse interdik teen die regering. Hulle sê die huidige maatreëls verhoed dat boere en die privaat sektor parallel met die staat die krisis kan help bestuur. Steenhuisen sê alle enstowwe mag slegs met goedkeuring van die direkteur vir dieregesondheid aangekoop of versprei word vir naspeurbaarheid, biosekerheid en verslagdoening, asook om te verseker dat dit verenigbaar is met plaaslike siektestamme. Die leier van Cope, Mosiuoa Lekota, is in die ouderdom van 77 oorlede. Sy familie het sy dood bevestig. Lekota het verlede jaar op sy gestaan van aktiewe politiek om op sy gesondheid te fokus. Teboho Loate is daarna as tussentydse leier van Cope aangestel. Lekota was voor die stigting van Cope 'n hooggeplaaste ANC-lid en was van 1994 tot 1996 die eerste premier van die Vrystaat. Hy was ook van 1999 tot 2008 die minister van verdediging. 2 veiligheidswagte is gewond in 'n beweerde transito-rooftog vroeg vanoggend op die N2 naby die NPC sementfabriek in die suide van Durban. 'n Woordvoerder van die ALS nooddiens, Gareth Jameson, sê een van die veiligheidswagte is per helikopter hospitaal toegeneem en is in 'n kritieke toestand. Hy sê nooddienswerkers is ontplooi na berigte van skote wat afgevuur is, sowel as 'n ontploffing. Die N2 suid is by die sementfabriek gesluit terwyl die misdaadtoneel ondersoek word. Motoriste word aangeraai om die gebied te vermy. Die hoof van die polisie se eenheid teen georganiseerde misdaad in Gauteng, Richard Shibiri, sal vandag voor die Madlanga geregtelike kommissie van ondersoek getuig. Shibiri word daarvan beskuldig dat hy probeer het om die ondersoek na die moord op die ingenieur Armand Swart te beïnvloed. Swart is in April 2024 buite sy werkplek doodgeskiet. Die kommissie se werksaamhede is maandag verdaag toe die sakeman Brown Mogotsi weens ongesteldheid nie opgedaag het nie. Die Johannesburgse metro sê hy gaan 'n audit doen van alle geboue in Ormandi in die suide van die stad nadat 'n deel van 'n gebou maandag in die buurt ineengestort het. 9 mense is in die voorval dood. Die metro sê hy gaan 'n ondersoek gelas om vas te stel of alle geboue wettige bouplanne ingedien het. Die stadsbestuurder Floyd Brink sê hy gaan 'n vergadering met alle bouinspekteurs belê om die inligting in te samel. Volgens hom sal hulle binne die volgende paar weke terugvoering kan gee voor daar gevolgbestuur sal wees. Brink sê die metro sal verseker dat diegene wat verantwoordelik is aanspreeklik gehou word. 'n Amerikaanse menseregteagentskap, die HRA&A, sê meer as 1000 burgerlikes is in Iran dood sedert Israel en Amerika Saterdag met militêre optrede teen die land begin het. Die agentskap sê dit sluit 181 kinders onder die ouderdom van 10 jaar oud in. Die getal burgerlikes wat in die konflik beseer is, het tot meer as 5400 gestyg. Volgens die agentskap was daar minstens 104 aanvalle in die afgelope 24 uur wat militêre basisse, mediese sentrums en residensiële gebiede getref het. Nog honderde sterftes wat aangemeld is, moet nog bevestig word. Die Israeliese weermag het intussen vanoggend gesê dat hy 'n nuwe vlagaanvalle van stapel gestuur het op persele van waar missiele in Iran gelanseer word, sowel as die land se lugverdedigingsstelsels en infrastruktuur. In Israel is lugaanvalsirenes ook vanoggend gehoor weens 'n Iranse aanval, maar die missiele is volgens berigte onderskep. Saoedi-Arabië het ook 2 kruismissiele wat vermoedelik deur Iran afgevuur is, suid van die hoofstad Riyadh onderskep. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê dit is belangrik dat daar steeds streng beheer toegepas word oor back-and-closure en stowwe. Dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Linda Loubser. Hooftrekke volg om 8:30.